By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle. Baie welkom, dis vir my lekker om julle te sien. Nogal baie mense, die galery is ook daar. Lekker om julle ook te sien. En vir die van julle wie ek nog nie gesien het hierdie jaar nie, mag hierdie jaar 'n wonderlike een wees. Mooi dinge. Nie noodwendig planne nie, voornemens nie, maar vloei soos hy kom. En dan werk ons met hom. Mag julle regtig 'n vredevolle jaar hê wat voorlê. Baie dankie Chris en Karen wat vir ons so pragtig musiek maak en ons gaan onverwyld verder na julle luister. Baie dankie.
Dankie julle. Dit was lieflik geweest. Vanoggend praat ek oor die gnostiese, die valentiniaanse en die orthodox Christelike wêreldbeskouings. 'n Mens kan nie regtig die valentiniaanse en die gnostiese wêreldbeskouings baie skerp van mekaar onderskei nie, alhoewel daar duidelike onderskeidende kenmerke is hulle soort van uit een denkskool ontspringend. So, ek gaan met breë hale praat. Die eerste ding wat ek vir julle wil vertel vanoggend is, waar kom die gnostiese wêreldbeskouing vandaan? Ek het nou talle mense so goed geluister en gelees. En die een ding wat duidelik na vore gekom het is, dat die gnostiese groepering is 'n agterna benaamde groepering. Dis baie anakronisties. Jy werk terug in tyd en kyk na hierdie mense en gee dan vir hulle hierdie sambreel naam. Die eerste, ons kan met gemak sê 300, maar selfs 400 jaar van die Christendom was 'n tydperk van vrye denke, maar wel onderlinge geskille met mekaar. So in daardie tyd was daar soveel teenoorstaande perspektiewe, nie net op Jesus nie, maar op die wêreld, op God, en daar word selfs vandag nog meer hiervan ontdek, soos wat daar met geskrifte omgegaan word en goed met mekaar vergelyk word en die een ding op die ander lig werp en so meer. So wat dat 'n mens eintlik net 'n breë prentjie kan vorm en dan kan sê dat daar talle verskillende detail ingevoeg kan word in al hierdie verskillende denkstrome wanneer dit kom by die gnostiese en dan nou spesifiek die valentiniaanse ook, want mense verskil bietjie oor wat die detail sou wees, dit hang af wie praat. En dit is nou maar ongelukkig so wanneer ons werk met die antieke wêreld. Ek het al in die verlede vir julle gesê, 'n mens moet maar die daterings ook so bietjie ruimte gee, om nie te praat van dat die geskrifte so stikkend was, dat hier en daar stukke weg is, en jy werk eintlik met baie van hierdie goed met fragmente. En dan moet 'n ou na ander bronne verwys, wat na hierdie terugverwys, om die gapings te kan invul en so aan. So om regtig die volledige prentjie te hê, is iets wat jare neem en baie ekspertise verg natuurlik. Maar kom ek vertel julle, voordat ek na my notas toe gaan, in breë trekke net die hoofverhaal van waar die gnostiese wêreldbeskouing vandaan kom. Ek gaan met opset nie vir julle sê, wat is die definisie van 'n gnostiese wêreldbeskouing nie. Ek gaan die storie vertel. Die storie sal hom laat ontvou. Die gnostici is nie almal Christelik nie. Dis 'n beweging wat nie 'n naam gehad het nie, dis maar 'n klomp mense wat hierdie wêreldbeskouing gedeel het, en dit kom vanuit Alexandrië. Jode in Egipte het op hierdie manier begin dink. Nou soos ek weer vir julle sê, julle kan nou gaan lees daaroor en goed gaan kyk en jy sal baie verskillende variasies kry. Maar hier is dit nou net in hooftrekke. Hulle het geglo dat daar 'n onnoembare en onkenbare lig of volheid, dis belangrike woorde, volheid, dit was genoem die pleroma, dat hierdie volheid is deur sommige die Vader genoem, of dan nou God, die lig, die hoogste. En dat vanuit hierdie lig was daar kaatsings. Jy kan dink, as jy visueel wil dink in terme van, kom ons maak dit dan nou maar 'n bal soos 'n planeet. En dit is waterig, maar dis ook lig. So vanuit hierdie lig kaats daar en gaan daar eintlik uit nog ander ligte. Maar dit is alles eintlik aspekte van die lig
wat elk sy eie persoonlikheid kry. En hier kan jy dink aan goed soos attribute, soos vrede, soos liefde, alles wat jy nou wil noem wat mooi is, stulp uit vanuit hierdie hooflig, en dit alles word die volheid genoem, en dit is nou baie meer tegnies, hoe dit benaam word ook, as wat ek het nou vir julle vertel. Toe gebeur die volgende. Sophia, wat wysheid is een van wat hulle in Engels noem die aeons, maar kom ons sê dan maar ewige ligte, ewige uitvloeisels of kaatsings van die groot lig. Sophia was wysheid. En dan moet ek ook sê, hulle was manlik en vroulik, hierdie kaatsings. Dan sou hulle as man en vrou sou hulle weer iets nuuts produseer, maar dit bly alles binne in die volheid, en so word die volheid net groter in detail, maar dit bly alles in die geheel. En alles hiervan is kaatsings van die lig. Sophia besluit toe, sy voel dat sy die Vader, die onnoembare lig, beter wil leer ken. In hierdie proses gaan sy toe sonder haar manlike eweknie, en sy skep op haar eie. En toe sy geskep het, toe skrik sy vir wat sy geskep het. Want wat sy geskep het, was toe 'n laer God, wat sy toe wegdruk in 'n riem waar hy nie gesien kan word nie. Met ander woorde, hy kom toe uit hierdie bal uit en sy stoot hom laer af in 'n ander riem in, waar hy toe rondom hom kyk en dink, hy's die enigste God. En hy sê dit toe ook. Hy sê, ek is die enigste ware God en daar is niemand buiten my nie. Klink dit vir julle bietjie bekend? Baie van die gnostici sê, daardie is Jahwe. Ander nie, ander gee dit 'n ander naam. Maar hoe dit nou ook al sê, daardie laer God was jaloers, baie passievol, want sy ma Sophia het ontdek dat sy intens passievol is. In haar soort van wegbreek om op haar eentjie iets te skep, en in haar, soos die Engelse sal sê, 'n overreach om hierdie hoër God te leer ken, het sy haar hand oorspeel en het sy kennis gemaak met passies in haar wat nie onder bedwang is nie. Allerhande soorte passies. En hierdie skepsel, hierdie God wat sy geskep het, wat toe die skepper God is, skep toe ons wêreld. So ons wêreld is nie die skepsel van die God nie, maar van 'n laer God. En daarom sal talle van die gnostici sê dat Jahwe, die God van die Ou Testament, is nie God nie. Onlangs het iemand wat ek en julle almal ken, 'n boekie vrygestel waarin hy gesê het dat die God van die Ou Testament is nie Jesus se pa nie. Ek weet nie of julle dit onthou nie. So die opvatting onder die gnostici is, soos wat ons eintlik maar toenemend weet, dat daar nie werklik in die antieke wêreld en so ook nie onder die Jode hierdie monoteïsme bestaan het wat ons van hulle glo nie. Dit was maar nasies en mense wat geglo het in vele gode en in vlakke van gode, in geweldige hiërargie en funksies wat onder gode verdeel is. So word die gnostici toe die skepper van hierdie wêreld en daarmee saam vir baie van hulle vertalle van hulle die God van die Ou Testament beskou as 'n laer God. Hy's 'n fout wat gemaak is deur wysheid toe sy eintlik droog gemaak het. En hy verbeel hom hy is God. Maar sy attribute is dinge soos jaloesie, besitlikheid, hy is verskriklik ingestel op reg en geregtigheid, dis wit en swart, hy eis aanbidding, en hy eis mense op vir homself, hy wil hulle besit, hy's onsaglik, passievol, kan baie kwaad word, kan hom wreek, en so meer. Hierdie wêreld waarin ons leef dus, is nie 'n weerkaatsing of weerspieëling van die hoofgod of van lig nie, maar is 'n skadu. Hy is 'n weerspieëling van die passies van hierdie skepper
God, en daarom is dit 'n laer vorm van bestaan. Nou dit raak nog interessanter. Nou bestaan hierdie fisiese wêreld. Nou moet jy ook dink aan al die planete wat in ons sonnestelsel is. Elkeen van hulle verteenwoordig 'n poort tot by die lig, terug tot by die lig. Elkeen van hulle word bewaak, en ek praat van fisies ons planete wat ek en jy ken by name. Elkeen is 'n deurgang en word bewaak deur 'n demoon, en jy moet die wagwoord ken om te kan deurgaan. So vir 'n siel om van hierdie riem waar ons leef, hierdie fisiese wêreld, terug te gaan na die lig toe beteken dat jy deur al hierdie planete se sirkels moet beweeg, en elke keer het jy 'n rite nodig en 'n wagwoord nodig om te kan deurgaan, anders word jy teruggestuur. En dit is onder andere waar reïnkarnasie vandaan kom. As jy nie al die wagwoorde ken om vrygelaat te kan word, om weer met die lig verenig te word nie, dan kom jy terug. Dan word jy teruggestuur, Nou, hier raak dit nou interessant. Nou word die mens geskape. Die mens word deur die engele geskep, volgens hierdie verhaal. Dit korreleer met dat Jahwe sê in die skepingsverhaal, sê hy, kom laat ons mense maak na ons beeld. So maak hierdie God van hierdie wêreld, maak hy toe die mens, maar hier is die manier waarop hy die mens maak. Hy maak hom stukkie vir stukkie, ledemaat vir ledemaat. Hulle beskryf dit letterlik in hulle geskrifte so. Hy maak hom linkeroog, regteroog, linkerarm, regterarm. En daar is 'n demoon wat elke liggaamsdeel aktiveer. As jou linkeroog kyk, kan jy en daar's name. Dis hierdie demoon wat jou laat met die linkeroog kyk, en 'n ander demoon met die regteroog en so aan. Die hele name. Maar nou lê hy staties daar. Toe kom Sofia. Nou party van die geskrifte sê hulle dis Sofia, en ander sê hulle dit is wel die lig, die God. Kom toe en blaas in hierdie mens wat daar lê, wat ook androgeen was. Dit was nie man of vrou, Adam of Eva nie, dit was net mens. Blaas ietsie van die asem van God in. So daar is so 'n skreefie lig in hierdie mens. En toe staan hierdie mens op en word wakker en begin praat met sy skeppers, praat hy toe. En soos wat hy praat, skrik hulle. Want hulle herken iets wat hoër is as hulle in hiërargie, wat superieur is. En daarom sê hulle, die mens is hoër as die engele, want die mens het iets van die lig. Nou, toe begin die mens leef in 'n laer wêreld, en dis ons wêreld waarvan daar gepraat word. So as jy dink aan die gnostiese evangelies, en jy dink aan alle ander gnostiese geskrifte, en daar's lyste van hulle. In die Nag Hammadi biblioteek wat ontdek is in 1945, is daar mos nou talle en talle evangelies en geskrifte wat hierdie goed beskryf. Elkeen 'n bietjie op 'n ander manier, maar dis min of meer hoe dit was. Nou is die mens in 'n tronk. Jy het wel 'n skreefie van die godheid, maar jy leef in 'n wêreld waarvan die Skepper God dink hy is die God, maar dit is met 'n totale lae orde wat hierdie hele bedryf aan die gang is. En hierdie mens moet hier uit. Jy moet herenig met die lig, maar dit beteken jy moet deur, soos ek sê, al die vlakke van hierdie sonnestelsel of hierdie aarde, soos wat hulle hom geken het, sy bestaan, moet jy kan deurbreek vanuit materie, want materie is 'n fout. Materie moes nooit gewees het nie. Die feit dat ek en jy in 'n liggaam is 'n fout. Dis in die eerste plek Sofia se fout, dat sy 'n God gemaak het wat dit gemaak het, en hierdie God is eintlik nou die tronkbewaarder. Solank as wat ek en jy in liggame is ons in 'n tronk. En sê die gnostici, jou verlossing bestaan daaruit, dat jy sal ontdek wie jy is.
dat jy kennis sal ontwikkel van die lig waarvan jy 'n skreefie in jou het, en dat jy sal ontsnap uit materie. Dit beteken jou liggaam en uit hierdie plek waar ons leef, waar die aarde is. Dit is in breë trekke die gnostiese wêreldbeskouing. Nou is daar ek meen ons almal weet die gnostiese beweging bestaan vandag, nog steeds in Europa is daar nogal heel wat mense wat hierdie beweging volg, en dan leef hy in moderne spiritualiteit, sulke vlerkse van hom, sulke neerslagdenke, en vir baie van die moderne spiritualiteit is die basisgedagte nog dieselfde. Ons is gees, en liggaam is 'n illusie. Dis nie wie ons is nie, dis nie kernagtig deel van wie ons is nie. En nou gaan die gnostici verder, hulle sê dat daar is 3 soorte mense, en veral dan nou die Valentiniaanse gnostici glo so. Die Valentiniane maak dit sagter. Hulle sê dit was nie 'n boosheid en 'n selfsug wat gemaak het dat die Skepper God die wêreld gemaak het nie. Dit was bloot onkunde. Want hierdie Skepper God het ook nie geweet waar hy eintlik vandaan kom nie. Hy's in 'n wêreld gegooi waar hy homself alleen bevind het en toe gedink het, hier's niemand anders nie, so ek moet God wees. Hy het van niks bo hom geweet nie. So hierdie is bloot onkunde, so hulle maak dit sagter. Vir hulle is dit nie 'n booswig nie. Dis bloot 'n onkundige. En daarom sê hulle, al wat hier moet gebeur, en nou neem ek julle na die Maria evangelie toe terug, al wat hier moet gebeur is 'n ontknoping van die siege. En as hierdie goed ontknoop word, en jy jouself leer ken, en jou skadu's leer ken, en hier veral kom hierdie woord te handig te pas, die passies moet bedaar. Wanneer jy jou passies in bedwang kan bring, dan word jy bevry van hierdie onkunde en hierdie verknooptheid, hierdie sielkundige verwarring en wroging waarin jy is, en kan jy deur bedaarde passies, kan jy teruggaan na die lig toe. En dit is vir die Valentiniane die verlossing van die mens. Dit is 'n sielkundige ontknoping. Dis nie boosheid nie. Dit is 'n sielkundige ontknoping. Maar nou het die gnostici het vreeslik baie rituele vandag oor hoe jy dan nou gaan teruggaan na die lig toe, en dis nou interessant, maar ek wil nie vandag daaroor praat nie. Ek wil vandag net praat oor die wêreldbeskouing. Nou gaan julle vra, en ek kan my voorstel, en ek het ook gesien op Facebook, 2 mense het kommentaar gelewer gister op die bemarking van vanoggend se praatjie, en het vir my gesê, ag jy weet, eintlik is hierdie net 'n chemiese plek, dis alles net chemie, en daar is nie 'n doel nie, en dis eintlik nie nodig om oor die goed te praat nie. Maar ek kan verstaan, kom mens vanuit 'n materialistiese wêreldbeskouing, wat vandag natuurlik besig is om al hoe meer te gedei, en ek dink daar is ook baie voor te sê. Maar ek dink daar sit talle mense wat nie noodwendig primitief, argaïs, magies of mitologies oor die wêreld dink nie. Daar sit talle van ons wat glo dat ons verlos is van antieke motiewe. En dan weet ons nie dat van die boublokke van ons verstaan van die wêreld lê in die gnostiese wêreldbeskouing. En van hierdie goed moet dalk weer onder die oë geneem word, sodat ons kan verstaan waar dit vandaan kom, en miskien opnuut kan besluit. En as ons van onsself by Renaissance praat as soekers, dan praat mens van mense wat voortdurend op soek is na dieper waarhede, na meer waarheid, na groter lig. En wil 'n mens sê dat alles wat 'n mens glo is eintlik slegs voorlopig. En ek hou van daai manier van dink. En dit beteken nie dat 'n mens sê ek twyfel en ek is verward nie. Ek leef met wat ek nou glo, maar dat 'n mens dieper sal dink en verder sal soek is baie nodig. So ek glo daar's baie nut en sin in om, en hier's nou die groot woord waarvoor Marius Herald altyd so lief was, en hy het dit vir my baie keer gesê, wanneer ons donderdagoggende gepraat het oor ons praatjies, dan sê hy, Philip, dis belangrik dat mense ontologies omgaan met wat hulle glo. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy sal weet waar dit wat jy glo vandaan kom.
Want as 'n mens hier in die middel inkom met 'n storie en jy word vertel dis hoe dit is hoe ek en jy grootgemaak is. Hier is hierdie boek saamgestel na amper 400 jaar. Na Jesus is 'n boek saamgestel, mense het gekibbel en beklei en verskil en uiteindelik is dit polities besleg. En sit ons met 'n boek wat 'n storie vorm wat ons net vertel is dis die waarheid. En omdat ons hier in die middel ingekom het, is dit ons basis, sonder dat ons weet waar dit vandaan kom. En in my praatjie oor die Thomas Evangelie so 'n paar Sondae gelede, het ek pertinent hierdie stelling gemaak. Dat as iemand vir my vandag sê, maar dit staan in die Bybel, dan sê ek goed. Jy moet nou net nie dink ek gaan op aandag staan omdat jy vir my sê iets staan in die Bybel nie. Ek vra, wie het dit geskryf? In watter tyd? Met watter opvattings? Waarom? In reaksie waarop? Dan besluit ek, kan ek dit glo? So ek moet die ontologie ken, ek moet die oorsprong ken van hierdie gedagte. En een van die goed, en ek gaan dit nou sê voordat ek het nou wraggies nog eers by my notas uitgekom nie, maar voordat ek dit nou sê, wil ek vir julle gou 'n voorbeeld hiervan gee. In hierdie week word ons almal in die nuus verwittig dat die gereformeerde kerk het besluit, alle vroue wat tot dusver ouderlinge geword het, gaan nou weer onthef word van die amp. En natuurlik, die Bybel is die basis. Nou kan iemand vir jou sê, in die Bybel staan in Efesiërs, en dit staan ook in Korintiërs, en dan sê hulle, Paulus het dit gesê, maar hulle nie weet nie, dis nie Paulus nie. Dis pseudo-Pauliniese briewe gewees, dis mense wat in die naam van Paulus geskryf het, dis nie Paulus nie, en dis baie laat geskrifte. Dis hier na die middel van die 2de eeu na Jesus toe, en later is dit geskryf. In reaksie op, daar was 'n klomp vroue leiers, waarvan Maria Magdalena een was, in die kerk. Trouwens, Maria Magdalena was 'n apostel van ander apostels. Sy was 'n groot leidster gewees in die kerk, sonder enige probleem. Niemand het 'n probleem daarmee gehad nie. Nie eers die stigter en ontstaan, die ou by wie hierdie geloof ontstaan het, naamlik Jesus nie. Geen probleem met haar gehad nie. Nou ontstaan daar probleme, die mans hou nie van hierdie vrouens nie. Petrus kon haar nie verdra nie. Hy kon haar nie verdra nie. Daar word in een van die geskrifte gesê, dat Jesus liewer vir haar was as vir die ander apostels, hy het haar gereeld op die mond gekus. Nou die apostels het niks daarvan gehou nie. So nou skryf hierdie pseudo Paulus, skryf lank later, toe die kerk nou al lekker lank aan die gang is, skryf hy, die Here sê, vrouens moet stil bly as hulle by mekaar kom. Die Here sê, 'n man word gered deur dit, maar 'n vrou word gered deur 'n kind te baar. En al hierdie klomp chauvinistiese nonsens skryf hy daar. En ons weet dit vandag, want ons weet vandag wanneer is watter boeke geskryf en min of meer deur wie. Paulus het nie 'n probleem met vroue gehad en daarom lyk dit so kontrasterend, want Paulus het byvoorbeeld in sy gemeente of in sy invloedsfeer het hy vir Lydia die purperverkoopster gehad, wat ook 'n leidster was. Sy het 'n gemeente in haar huis gehad. Paulus het nie 'n probleem gehad nie. Nou klink dit of die ou man dilly geraak het toe hy oud word en toe word hy skielik chauvinisties. As jy 'n chauvinistiese sendbrief kry wat jy tot vandag toe geglo het Paulus het geskryf, dan sê ek nou met alle sekerheid vir jou, uit die mond van die ouens wat weet, dis nie Paulus wat dit geskryf het nie. Dit was 'n chauvinis wat vanuit 'n patriargale stelsel moeg was vir die vroue wat so in beheer is. En hoor jy, ek weet daarom uit ondervinding dat vroue is dikwels jou beter geestelike leiers as mans. As ek nou AGS pastoor was, ek sê kan ek 'n amen kry daarvoor. Hulle is. So, die ding hier is, ek vra, as jy vir my daai teks gee, en as 'n dopper vanoggend vir my daai teks gee, dan sê ek gee nie om dat dit in die Bybel staan nie. Kan ek jou vertel, waar kom daai teks vandaan? Hoe dit 'n later ontwikkeling is, hoe dit iets weerspreek wat vroeër heeltemal aanvaarbaar was. So gaan dink weer voor jy sê, ek glo dit, want dit staan in die woord. Waar kom daai woorde vandaan? Ontologie is belangrik. Nou het ons lekker gelag vir hulle, nou kom ek na ons. En nou vra ek vanoggend hierdie vraag, en nou is ek by my notas. My vraag vanoggend, is ek in 'n huis, is ek in 'n spreekkamer van 'n sielkundige, of is ek in 'n tronk? En dit is vir my vanmôre die 3 metafore visueel, vir wat ek wil sê oor die wêreldbeskouings van die ortodokse Christene, van die Valentiniane en die Gnostici. Hier's 3 wêreldbeskouings.
Elke mens begin iewers. En leerstellings het nie begin omdat mense wou formules uitdink nie. Leerstellings het begin by mense se ervaring van die wêreld en vanuit dit het hulle lewensbeskouing ontwikkel. So mense kan hier sit en hulle sê, hoor hierso, ek voel ek hoort hier op die aarde, dis vir my lekker hierso, dis huis. Maar iets is effens stikkend. Nou dis die Christene, dis wat hulle sê. Dan sê ander mense weer, die lewe is seker veronderstel om lekker te wees en ek het nie regtig 'n probleem in die lewe nie, maar joh, ek kry myself nie verstaan nie, dis moeilik om in my kop te leef. Dis die Valentiniane. En dan is daar mense wat sê, hier wil ek glad nie wees nie. Ek is 'n gees, ek is nie 'n lyf nie. Ek is ook nie 'n mind nie. Ek is 'n gees. Wys vir my die pad terug na waar ek vandaan kom. Ek is moeg vir hierdie plek. En nou kan ek vir julle sê, selfs in die AGS het ons 'n liedjie gesing en ek het amper gedink ek wil hom vir julle sing, maar julle het nie soveel komiese effek nodig vanoggend nie. Maar daar was 'n liedjie wat ons gesing het toe ek op laerskool was. Daar's verlange in my hart na Jesus, daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en soog, daar's verlange in my hart na hom. Nog 'n maal, daar's verlange in my. Dit was hoe ons gevoel het oor die wêreld. Ek wil na God toe gaan. En as ek in die hemel kom, moet hulle asseblief vir my 'n huisie langs Jesus in gee. Maar snaaks genoeg, dis nie regtig die oorspronklike ortodoks Christelike wêreldbeskouing nie. Dit is 'n wêreldbeskouing wat die gnostici huldig. En mense, kan ons die spieël vandag ophou en sê, ons as moderne spirituele mense het ook 'n manier om so te dink? Ek is nie 'n liggaam nie. Ek is nie 'n siel nie. Ek is 'n gees. En ons sê dit, ek is 'n gees, ek het 'n siel, en ek bly in 'n liggaam. Ek het jare gelede, kyk toe ek hier gekom het, was ek mos vreeslik cheeky. En omdat ek julle nie goed geken het nie, het ek allerlei goed gesê wat so op tone getrap het. Partykeer as ek nou terugdink, kan ek nie glo julle het my nie in die pad gesteek daai tyd nie. Maar een ding wat ek vanoggend vir julle uit my eie oortuiging kan sê is, ek voel ons moet weer gaan dink oor daai stelling. Jy werk daar met 'n skerp dualisme. En ons weet nou waar hy vandaan kom. Hy kom uit 'n mite wat amper vir my erger is as die Genesis mite. Sofia maak 'n god, hy's 'n valse god, hy weet dit nie, hy maak die wêreld. Dis vir my 'n trappie erger as die mite van Genesis. Nou vra ek baie keer vir myself, Philip, as jy sekere goed wat in die Bybel staan, nie meer glo nie, want jy weet nou, jene man, die goed kom uit mitologie. Dan moet jy mos nou na buite Bybelse mitologie ook kan kyk en kan sê, is dit nou net oor dit anders of meer eksoties is dit nou waar? Want jy kry ongelooflike intelligente mense, en ek het gistermiddag sommer net so as so nagedagte 2 ure lank gekyk na 'n ou wat nou 'n kundige is oor hierdie gnostiese wêreldbeskouing en dit verkondig. En hy glo al hierdie aardige goed. Van Jahwe wat 'n slang is met 'n leeukop en wat brullend rondseil op hierdie aardse. Dan dink ek, hoe glo jy dit? En jy het 'n doktorsgraad. Dit wys jou hoe maklik kan tunnelvisie ontstaan. As jy inkoop in die begin van 'n storie, dan gat jy met daai storie en jy vra nie weer vrae nie, en dit is hoe tunnelvisie en silo-denke ontstaan. En dit is nie 'n probleem nie. Dis lekker dat mense interessante goed glo. Dis lekker om met hulle te kuier want jy kan luister en dit is luisterryk en partykeer kan jy lekker lag ook as jy wil. En dit gee ons kans om soms so 'n bietjie meerderwaardig te voel. Want vragies, het jy geen wetenskap in jou lyf nie. Maar ek dink wat verskriklik belangrik is om te vra wat is die effek daarvan dat 'n mens so glo. En dis waarby ek wil uitkom. So nou kom ons by Ananias Nin wat gesê het, we do not see the world as it is. We see it as we are. En iemand anders het gesê, en ek het daarna verwys onlangs, ons sien nie die wêreld soos hy is nie, ons sien die wêreld, ek en jy hier, soos ons geleer is om te sien. Dit is hoe ons hom sien. So die ortodoks Christelike mense sê eintlik vir jou, hierdie wêreld is ons huis,
Maar hy is stikkend gebreek, want onthou, hulle glo die hoogste God het hom gemaak, en toe word hy gebreek deur die ongehoorsaamheid van die mens in die tuin. Nou is daar stikkendheid in die wêreld, en stikkendheid in die mens, maar Jesus het gekom, en die probleem met die ortodokse mense, hulle sê die mense probleem is, ons het ongehoorsaam geraak, en dit het ons verhouding met die Vader afgesny. So dis 'n verhoudingsgebrek wat hier is. Ons is afgesny. So wat hulle doen is, hulle versoen ons net weer met God, deur die kruisdood van Jesus, so ons ongehoorsaamheid gaan nou nie meer gestraf word nie, want iemand het die prys daarvoor betaal, die verhouding is herstel, en nou kan ons herstel word. En so glo hulle dat materie ook herstel word, en dat die aarde ook nuut gemaak gaan word. So, hulle het nie 'n probleem met hierdie aarde nie. Dit is in 'n sekere sin vir hulle heeltemal goed, want God in sy verbond bly betrokke, hy het hom nie onttrek nie, hy het nie weggehardloop toe ons droog gemaak het en ongehoorsaam geraak het nie. So, hulle het 'n groot probleem met die gnostiese Christene gehad, en onthou, ek het vir julle gesê, vir die eerste paar 100 jaar het hierdie groepe, was hulle saam, en almal het hulle self Christene genoem, maar dan kyk hierdie ouens wat nou geglo het, soos wat Genesis vir hulle vertel, na hierdie ander ouens, en hulle sê, maar julle glo nonsens, want hier is die ding. Die mitologie van die gnostiese mense sê, toe die mens in die tuin van die boom van kennis eet, toe dit nie gebeur soos wat die Bybelse Genesis sê nie. Wat daar gebeur het is, en dit word byvoorbeeld onder andere in die Johannes, geheime evangelie van Johannes, word dit gesê, toe kry hulle kennis van waar hulle vandaan kom, toe gaan hulle oop. En dis hoekom dit vir gnostici so belangrik is, want hulle sê, daardie moment het ons oë oopgegaan vir wie ons regtig is, en nou is ons op 'n pad, waar ons al hoe meer moet ontdek wie ons is, en terugbeur na die lig toe. Maar dit beteken, ons moet die liggaam afsweer, ons moet hierdie aarde as 'n fout sien, dis regtig iets wat nie moes gebeur het nie. Dit is 'n fout. So die kernlogika, anders as by Christene, dat die skepping in wese goed is, maar bietjie gebroke geraak het, is hierso, dat hierdie plek is 'n tronk. So hulle verander hierdie hele wêreld beskouing. Ek wil bietjie spring, want anders gaan julle weer eens te lank vandag hier sit. So, jy stel jou in die Christenwêreld voor, hier's 'n plaashuis, hy het 'n dak wat lek, hier's 'n paar krake, die vloere kraak, maar die mense kan nog hierso bly, dit is ten minste hulle huis. Hulle sê, dis 'n goeie fondament, kom ons maak maar net reg wat gebreek is. Die gnostici sê nie so nie. Die gnostici sê, hierdie ding is 'n tronk, en jy moet besef, die skepper van hierdie wêreld is 'n tronkbewaarder. Jy moet by hom verbykom. Jy moet by elke manier waarop jou kop, en dis wat sleg is, want hulle glo die volgende. Hulle glo dat enkele mense kry dit reg deur gnosis. Gnosties is gnosis. Dis kennis van die lig. Kennis van dat die flertsie lig wat in jou is. Daai enkele mense wat beur, en deur hierdie proses van kennis geestelik word. Daai mense is die pneuma mense waarvan Paulus gepraat het, en terloops, nou wil ek dit bymekaar bring en vir julle sê, Paulus word beskou as 'n gnostikus, alhoewel hy homself nooit so sou beskou nie. Paulus is die ou wat gekom het en gesê het, jy sal 'n mens word, wat 'n ligter, nie so 'n digte materiële liggaam het nie, soos wat Jesus was na sy opstanding, en dis God se doel met ons moet van materie bevry word, ons gaan 'n ligter soort materie hê, en dit het die gnostici geglo. Jy het 3 soorte mense. Jy het 'n mens wat digte materie is, dit is die mense wat aardsdink materialisties is, hulle is die laagste vlak, hulle is ingekoop in wat hier aangaan. Dan kry jy sielsmense, hulle het bietjie ligter digtheid in hulle liggame, en dan kry jy pneuma mense, geestelike mense. Daai mense, hulle is die topouens, hulle is eintlik die gnostici, en net hulle sal uiteindelik teruggaan na die oorsprong toe. En hulle liggame is baie ondig. Dit bring jou by die plek waar hulle sê, hulle sweef eintlik so op bo aan die aarde, hulle stap nie regtig nie, en hulle kan deur mure gaan, en so meer. Nee. Maar dit is wat hulle glo, waantoe ons op pad is. So wat hulle sê is, as jy inkoop daarin dat materie deel is van wie jy is, dan moet jy besef, jy is van die laer orde. Jy is nie geestelik nie.
Hier ontstaan 'n geweldige elitisme, 'n geestelike elitisme gewees. Die Valentiniane het dit sagter gemaak. Hulle het gesê, man kyk, niks hiervan is reg boos nie. Dis net vreeslik onkundig en ja, ons is nou vasgehaak hier so op 'n sielsvlak. En dit gaan eintlik oor die passies van Sofia en Sofia het ons nou haar fout agtergekom. Sy het vreeslik bekeer en gehuil voor die lig en gevra sy wil geïntegreer word en so aan. So Sofia is okay want sy het toe op 'n dag in die marriage chamber met Jesus gaan trou. En toe sy met Jesus trou, toe herstel al haar passies, toe sy nou nie meer so overreaching nie. Toe bedaar die vrou. Toe sy regtig weer wys. So ons kan as Valentiniane kan ons saam met Sofia onsself ontknoop. Bedaar jy nou vir my. Kom sit jy nou vir my bietjie stil, raak nou net kalm. Jy's bietjie uit hand. Al jou emosies, jou siege moet net so bietjie ingeperk word. En as dit gebeur, dan kan jy die volgende stap betree om geestelik te word. En hoor jy hier, hoe nie alleen word aardse goed, materiële goed, die liggaam nie, maar hoe word ook die siege so bietjie as minderwaardig beskou. Jy moet eintlik gees wees. Dis wat al hierdie mense sê. So volgens hulle, is dit wat jy vandag 'n mens sal noem, is 'n fout, is 'n ding wat uit onkunde of uit boosheid ontstaan het deur 'n God, wat nie die hoogste God is nie. En om daarin in te koop, is om nie in die waarheid oor menswees in te koop nie. Nou, ek gaan nou baie goed oorslaan, net terwille van julle bloedsomloop vanoggend. So wat die Valentiniane sê, jy sit eintlik nou, nie in 'n stuk in 'n huis nie, maar jy sit in 'n spreekkamer van 'n sielkundige wat vir jou sê, kom ons ontrafel jou. Want weet jy, hoe gaan jy gered word? As jy ontrafel word. Hoeveel spirituele mense is nie vandag met selfhelpboeke en goed besig nie? En is alles op hierdie vlak van, ek wil vrede kry, ek is onrustig, my passies dryf my, ek is nie rustig nie. En wat dit kan kweek, is nie alleen 'n mens wat nie met sy eie skadies en sy eie goed kan deel nie, maar wat franties is daaroor, dat dit nie mag wees nie. En 'n mens wat sê spiritualiteit gaan glad nie meer soos by die Christene daaroor, dat ons in verhouding toetree met 'n God. En dis ook mooi reg, want daarmee saam word jy in 'n gemeenskap ingebring en jy's in 'n verhouding met ander mense, want Paulus het gesê, ons almal is een liggaam. So die Christene bring jou in verhouding en jy raak mede-verantwoordelik. Jy raak 'n familie, jy het verantwoordelikheid. Daar's iets moois omtrent daai manier van leef. Maar hierdie ouens, hier gaan dit net oor my. As ek net myself kan ontknoop, as ek net kan rustig raak, as ek net vrede in my gemoed kan kry, kan die wêreld maar vergaan. Dis 'n vreeslike alleen en egosentriese pad, uiteindelik, as 'n mens daai ding ten diepste begin volg. En daarom is dit interessant om te hoor dat die Thomas Evangelie sê, hierdie Jesus wil vir jou 'n spieël ophou, maar daai Jesus sê vir jou, die koninkryk is binne in julle, maar dis ook buite julle. Die laaste beeld is waar 'n mens vir jouself kan sê, kom ons sien dan liewer al drie 'n huis. Hierdie aarde is baie daar nie lekker nie, maar ek is uit hom gebore. My siel in die binnekant is baie daar so wrogend, maar dit is ook wie ek is. En ek ervaar dat daar in my diep wysheid lê, helderheid en stilte. En ja, dis heerlik om deel daarvan te wees. Maar in die finale analise moet ek dalk my kop gaan uithaal uit 'n mitiese lig daarbo. Dalk my kop uithaal uit die hele geloof dat hierdie materiële wêreld die produk is van 'n laer God se skepping of wysheid wat skeef geloop het. En moet ek vir myself sê, ek is dwars deur my lewe in verskillende fases wat getuig van al hierdie elemente in my. Ek is een mens
maar ek het dalk 3 fases van leef. En ek dink dis belangrik. Hoekom steek hierdie goed vandag so sterk vas in moderne spiritualiteit? En ek het 'n teorie, en ek wil dit vir julle gee. En daarmee gaan ek afsluit. Ons moderne ervaring is een van vervreemding, en die grootste fout wat moderne spiritualiteit, post-kerk, post-Christendom met 'n mens maak, is hy maak jou egosentries. Want jy is nou wantrouig teenoor alle instansies en alles wat met gemeenskap te doen het en alles wat met eenheid te doen het, en ek wil nie verantwoordelikhede hê en ek wil nie gehoorsaam wees nie, want die Christendom dwing jou in 'n klomp goed wat jy moet doen, en ons is so in reaksie, met reg. Maar ons leef in vervreemding, ons leef digitaal, ons leef liggaamloos, ons kan partymal net sowel 'n brein in 'n bottel wees. Ons leef gefragmenteerd. Ons werk baie abstrak. Ons kap nie meer hout nie en dra water nie. Ons woon mobiel. Ons glo voorlopig. En baie mense voel, ek funksioneer, maar ek behoort nêrens nie. En ons raak daaraan gewoond. Dit is klassieke gnostiese grond vir jou om 'n spiritualiteit te ontwikkel soos wat die gnostiese mense hulle spiritualiteit ontwikkel het. Want jy het 'n wantroue teen instellings, kerke, state, maatskappye, die media, almal voel nou vir jou soos hierdie laer God. Hulle skep 'n wêreld wat my in iets indwing wat soos 'n tronk voel. Hulle is magtig, hulle is onpersoonlik, hulle is onbetroubaar, en die gevolg is dat mense sê, ek soek innerlik om by myself uit te kom. Ek wil uitkoop uit hierdie hele stelsel. Met reg so. En dan gaan ons na 'n terapeutiese spiritualiteit toe, waar ons in moderne spiritualiteit nie meer vra wat is waar nie. Ons vra net, resoneer dit met my? So asof ek die ewige objektiewe memorandum hier binne in my dra. Ons vra, wat laat my weer heel voel? Met reg. Maar dis ook nie die enigste standaard nie. Ons skuif die hele pad wat die mens moet stap in spiritualiteit, skuif ons nou weg van alles wat objektief is, alles wat verhoudingsmatig is, alles wat my in 'n verantwoordelikheid ingooi waar ek my kant moet bring ons dit na die binnekant toe en ons vra net, het ek vrede? Hou ek van myself? En ek gee nie om wat ander mense sê nie. Dit sien ons almekaar op Facebook. Ek gee nie om wat ander mense sê nie. I know who I am and I do what I want and I do what I like. En dit is ons manier van leef. En nou is my kritiese slot dit. Daar's 3 gevare en 3 wyshede in hierdie 3 goed. Die ortodoksiese gevaar, dis die Christenkerk se gevaar is. Hulle reduseer betekenis van ons lewe tot gehoorsaamheid aan 'n God daar iewers. Die gnostiese mense se gevaar is, en ek dink dit kom redelik naby aan ons huis hierso in Renaissans ook soms. Ons wil ontsnap uit die materie en ons koppe is in die wolke. Valentinianisme se gevaar is dat jy betekenis reduseer tot terapie en selfinsig en vrede in jou eie gemoed. Maar elkeen van hierdie goed dra gelukkig ook 'n stuk wysheid met hom saam, want die Christene sê, bly betrokke, en dis vir my mooi van hulle. Die gnostiese mense sê, wees wakker, moenie verstrengel raak in hierdie aarde se goed, en in sisteme, en in die korporatiewe wêreld, en in al die goed nie, en in politiek nie, wees wakker. En die Valentinianisme sê, dis belangrik, dat ons heel sal word. Maar ek voel, en ek gaan volgende Sondag daaroor praat, wat sou 'n meer wetenskaplike en geïntegreerde wêreld en mensbeeld wees? En dis waar ek voel, al die goed het 'n plekkie. Maar iewers wil ek vanoggend vra Renaissans, en dit vra ek nou sommer maar net reguit as julle leier. Gaan dink bietjie oor hoe jy 'n mens in jouself sien. En vra vir jouself of daar nie 'n stuk mitologie is, 'n gnostiese mitologie, waar jy hierdie aarde en liggaam minder maak as wat dit is, en dat te spiritueel en te geestelik dink nie, en nie geïntegreerd genoeg nie, want dit gaan 'n impak hê op hoe jy met jou lewe, jou liggaam en hierdie planeet werk, en wat jy as belangrik
beskou. Want ek dink 'n ding wat nie gesond noodwendig is nie, is dat almal van ons die hele dag besig is met geestelike konsepte en dat hierdie wêreld gaan stilstaan. Want ons voel ons is nie van hier nie. En daarom gaan ons nie vreeslik baie dink van aardse aktiwiteite nie. Dis nie vir almal waar nie, maar ek dink dit mag dalk soms waar wees. Dit was vandag my storie. Kom ons luister na die musiek. Baie dankie vir julle bydraes, dit word regtig waardeer en is brood nodig en die woord brood is handig daar. Baie dankie daarvoor. Mag julle 'n fantastiese Sondag hê, die van julle wat nou nie koffietafel toe kom nie en die ander, ek sien julle daar by die koffietafel.
Mag jy 'n regtig lekker week hê, vol vrede in jou lyf en in jou kop. Dankie. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.